Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug hier by Step Up. Ek is Chantel en het is weer goed om saam met jou te wees. Ons het nie veel verander nie, van laas week nie. Maar ons record. So, ons gaan 'n bietjie aan op laasweek se boodskap. Onthou hierdie jaar het ons net gepraat oor rit en Naomi en Boaz. Maar soos ek laasweek gesê het, so nou en dan kom maar iets anders wat deurkom. So ek wil gou vinnig met jou praat. Ons het laasweek het ons gepraat oor die wat met trane saai sal met gejubel maai, dat die trane wat ons gesaai het mee, dat die Here sal daai trane het geval op gebede, in gebede, deur gebede, en dit was basies saad wat geplant was, en nou is 'n oes wat besig om op te kom, en die Here is besig om ons te seën, soos wat ons by die einde van November maand kom, letterlik die tweede laaste maand van hierdie jaar, as ons sal sit, ons sal daarin, en ons is besig om ons te positioneer vir die nuwe jaar 2026, en daar is van ons familielede wat dit nie gemaak het nie, en daar is mense wat dit nie gemaak het nie, dit is nou so, maar ek en jy is hier, en ek en jy het dit gemaak, en ek en jy het die hand van die Here gesien, ons gesien, beleef dit, en ons gaan dit nog beleef, en onthou net die feit dat ek en jy nog hier is, beteken dat ons storie is nog nie klaar nie, dit beteken ons is nog nie klaar met dit wat God vir ons wil doen nie, so, of deur ons wil doen nie, so ek en jy moet uithou en aanhou, en ons moet deurdruk in dit wat die Here vir ons wil sê. Ek wil vandag bedien het Psalm 124 uit, laasweek was het by Psalm 126, ek wil net, ons gaan weer terug naar Rut en Naomi toe, maar ek wil net gou, hier's gou 1 of 2 goedjies wat ek net wil sê, maar ek glo my hart, dit is wat die Here vir ons wil sê. So die Here wil vir ons 'n boodskap gee van bevryding. Die Here wil vir ons losmaak. Die Here wil hê ons moet uit hierdie cycle, uit hierdie patroon van ongeluk en teëspoed en net 'n lewe van, ek wil amper sê 'n bedlak lewe, 'n lewe wat jy net nie deurbreek nie, 'n lewe wat jy net nie loskom nie, 'n lewe wat jy net nie kan vrykom vanaf nie. Partykeer is dit 'n probleem met kinders, of kleinkinders, partykeer is 'n probleem met sterfte, dat jy nie daaroor kan kom nie, partykeer is dit iets wat jy net nie, jy hak jy het gehak in 'n era in, jy het gehak op 'n plek, en jy kan net nie vrykom nie. So al hierdie goeders is wat die Here ons wil van vrymaak. Onthou net familie, ons kan nie die Here in ons volheid dien, as ons siele vas is. Ons moet los wees, ons moet vry wees om ons hande op te kan lig, om die Here te kan loof in alle omstandighede. Dit is nie maklik in 'n wildernis-seisoen nie, maar weet jy wat, dit is moontlik in 'n wildernis-seisoen. En oor die jare, hoe langer en hoe dieper ons in die Here kom, sal jy begin besef dat
My omstandighede gaan nie my stop om God te aanbid nie. My omstandighede gaan nie vir my weerhou om my hande op te lig en die naam van die Here groot te maak nie. So het vat baie keer baie lank, het vat 'n proses, het vat tyd om daar te kom, maar wanneer ons daar kom, is dit 'n perd van 'n ander kleur. Maar ek en jy moet deurdruk, uithou, aanhou. Ons moet deurploeg, ons moet deurdruk en dit is baie belangrik. So ek wil vandag vir ons bedien, ek preek dit met die Bybel van my pa uit, in die Afrikaanse Bybel. Dit sê, die opskrif sê, dit is 'n bedevaartslied van Dawid, as die Here nie vir ons was nie. Laat Israel dit sê, as die Here nie vir ons was, toe die mense teen ons opgestaan het nie, dan het hulle ons lewendig verslind. As die Here nie saam met ons was nie, dan was dit verby met dierbare. As die Here ons nie bewaar het nie, as die Here ons nie gehou het nie, as die Here nie my huis gebou het nie, dan het ek te vergeefs gebou, so ons weet dit. Maar die einde van hierdie gedeelte van hierdie skrif is my belangrik en ek wil op daai punt wil ek vir 'n paar minute staan. Dit eindig om te sê, ons siel het vry geraak, soos 'n voël uit 'n vangnet van 'n voëlvanger, van die voëlvangers. Ek wil gou daar staan. Ek wil gou staan by die punt dat, en ek wil hê jy moet my regtig hoor in jou gees, en ek wil hê jy moet hoor verby tyd. Ek wil hê jy moet my hoor verby hierdie minute wat ek nou vir jou gaan bedien. Jy moet hierdie boodskap, moet jy in jou gees hoor en dat jy bevryding gaan kry. En die rede kom ek dit sê, omdat Dawid sê, my siel was verlos uit die vangnet van die voëlvanger. En as ek dit vir jou kan afbreek, klink dit soos die volgende. Baie keer het ons seer gekry in 'n plek, en baie keer het ons seer gekry deur 'n skeisaak, deur 'n sterfte, deur 'n moord wat in die familie gepleeg was, 'n rape wat ons deurgekom het, 'n abusive relationship, verkrachting, wat dit ook al was. Jy was in 'n man het jou geslaan. Al die goed het gebeur, jy het iets verloor op 'n sekere tyd in jou lewe in, op 'n sekere ouderdom van jou lewe. As 'n jong meisiekind was jy, of 'n jong seun, was jy leed aangedoen, en nou is jy al 'n groot mens en het al is al 'n pa of 'n ma van kinders, maar daai ding is op jou, daai ding het jou nog nie verlaat nie. Dis jare, dis 20 jaar, dis 25 jaar, dis 28 jaar daarna, maar dit lyk daai ding het jou nie gelos nie. En dis hierdie ding van jou siel is vasgevang in 'n tyd en in 'n era wat iets met jou gebeur het, wat jou blydskap, jou vrymoedigheid, jou persoonlikheid verander het, dat jy verander het daarna en jy is nooit weer dieselfde gewees nie. Dis wat dit beteken. So ek en jy moet vandag vir die Here vra, Here, my siel, baie keer gaan mense deur skei sake, baie keer gaan mense, en wil jy met my hoor, jy moet my fyn hoor, baie keer dan het daar 'n skielike sterfte gebeur in 'n familie, en 'n man is dood of die vrou is dood, en 'n persoon se siel is gebreek. Jou siel, your soul is broken, and there's fragments of it. So wat beteken is, nie jou gees nie, ek praat nie van jou gees, jou spirit, ek praat van jou siel. En jou siel is in 'n toestand in waar jy nog nie volledig genesing gekry het nie, in volheid genesing gekry het nie. En dit is baie belangrik vandag om te besef wat ek sê, because why, hierna moet ek en jy sê, Here, dis die omstandighede wat Chantel nou van praat, dis die ding wat die Here nou vir my sê, deur hierdie vrou wat vandag op hierdie TV is. Ek het my hart verloor, of my siel verloor, of my siel het gebreek. Ek het aangegaan in my lewe in, maar ek het nog nie volledig herstel nie. Ek gaan weer sê, ek het aangegaan in my lewe, maar ek het nie volledig herstel in die volheid van wie ek was voor hy ding gebeur het nie. Dit kan 'n ongeluk wees, dit kan selfs 'n miskraam wees, dit kan 'n stillborn death wees, dit kan enige iets wat jou siel geruk het, dat jy nooit weer regtig bygekom het nie. En Dawid sê, die lokval waar my siel in en trap wat vasgevang was, is oopgemaak en ek is bevry. En ek en jy moet vandag in die gees inhoor, dat jy kan sê, 1983 tot 1, 2, 3 met my gebeur, 2019 tot dit en dit en dit my gebeur, 2014 het ek swanger geraak en my boyfriend het my gelos. You know what I mean? Dat iets gebeur, ek weet, my mens, ek praat vandag met baie mense wat kan sê, Chantel, dit is ek. Ek wil vir julle, ons step-up nommer is op ons, moet opwees, en
Ek wil hê jy moet my 'n boodskap stuur. Ek wil hê jy moet vir my laat weet. Ek wil hê jy moet met my praat. Ons wil vir jou bid. Hier's mense in die Kaap wat vir julle kan bid, wat vir ons kan bid, om te sê, kom ons bid hierdie ding uit. Kom ons praat met die Here. En dit is baie belangrik dat ons by 'n plek in moet kom wat ons moet sê, Here, en ek het laasweek gesê, baie keer is 'n verkeerd nou al van my reg, want ek weet nie wat is reg nie. So ek en jy moet by 'n plek om hierdie ding wat jy nog nooit weer recover het. Jou ma het nooit weer recover toe sy hy miskraam gehad het, of jou broer was doodgemaak. Jou ma het nooit weer recover van hy, of jou broer het nooit weer recover nie. En dit is die ding dat my siel het 'n nok gevat. My siel daar was 'n skeuring in binne in my gewees en ek het nog nooit weer volledige genesing gekry nie. Ek het geleer om aan te gaan en dis nie hoekom baie keer ek kry mense wat net nie kan stop drink nie. Jy's mense wat net nie hulle leefstyl kan nie verander nie. Hulle is op drugs. Hulle is tronk uit. En dit is omdat iewers in hulle lewe is daar 'n breek. Iewers in hulle lewe is daar 'n ek wil amper sê 'n ongeneesbare ding, behalwe dat God het kan genees in jou siel. En ons spirit man kan nie breek nie, because our spirit is connected to God. That is a whole different territory, but your soul is another side. Baie keer is jy intrap in 'n tronk, in 'n geestelike tronk, in 'n tronk van waar jy abused was, waar jy geryp was in daai bos nog. Jy lê in die gees nog daar. Baie keer het jy 'n kind gehad, 'n stillborn death, wat jou kind was gebore, maar jou kind was doodgebore. En jou siel is entrap in hy kamer van die geboorte en jy kom nie uit nie. So elke jaar wanneer die kind se geboorte is, dan is jy terug in daai moment. Jy's terug in daai wat jy die dooie kind vasgehou. Jy's terug in daai plek in waar jy gehuil het, wat het gevoel het jou lewe skeur uit mekaar. En totdat jy volkome genesing kry, totdat die entrapment oopgaan, kan jou soul nie escape nie, kan jou siel nie uitkom nie, en dis waarop ek vandag is. My mens, ek en jy moet leer om aan te beweeg. Is miskien makliker gesê as gedaan, maar ons moet. Ek het altyd my ouers verloor in 30 dae. Party van julle het julle ouers verloor in 'n week, in 2 weke, 3 weke, veral in COVID, het die dag, een dag het jou pa gesê, die next dag het jou broer gesê, you know what I mean? So ons kom deur trauma, daar was trauma in ons lewe, en trauma is die ding wat jou siel in gevangene hou. So ek en jy moet teruggaan en sê, Here, hierdie ding ek kan nie met hierdie weight op my skouers die lewe deurgaan nie. Ek moet by 'n plek kom van totale bevryding, maar jy kan nie bevryding kry as jy nie die ding adres nie. Ek preek hier vandag teach ek. Ek kan nie bevryding kry as ek nie die ding adres nie. Want weet jy wat, as jy alkoholist is en jy gaan na die Alcoholic Anonymous toe, die ding wat hulle vir jou gaan sê is, hulle gaan vir jou sê, die eerste ding wat jy gaan moet sê as jy daar kom, jy gaan moet bely dat jy is 'n alkoholist. Jy gaan moet sê, my naam is boep, en ek is 'n alkoholist. Die moment jy daai belydenis gedoen het, kan hulle vir jou help. Want wat jy sê, die belydenis is dat ek het hulp nodig. Dis actually, in daai een, ek is 'n alkoholist. My naam is Pieter Piet, my naam is dit, my naam is Sanna, my naam is whatever my naam is. Ek is 'n alkoholist. Daai een lyntjie sê 'n klomp goed. Daai een lyntjie sê, ek erken, ek het berou, ek maak seer, ek wil nie wees nie, ek wil nie die lewe hê nie, ek wil hulp hê, en ek het gekom vir hulp, en ek weet ek gaan nie maklik wees nie, maar ek het my arm opgesteek, dat ek is die een wat die probleem het. Al die goed is in die sin. En die moment ek en jy dit kan bely, dit sê, dan is daar hulp vir ons, klaar gereed, om ons te in te neem. Nou, ek en jy gaan deur die lewe en ek bely oor die ware probleem en ek bely nie die probleem nie. Ek bely rondom, ek bely die fragments, maar ek bely nie die wortel van die ding nie. Ek bely dat ek het iets oorgekom, ek het iets verloor, iemand het iets van my weggeneem, maar hy sê nie ek was geryp nie. So, ons bid rondom die probleem, en dis die rede hoekom jy het 'n kerk, jy het die kerk van die Here Jesus
is nie gesond nie. Weet jy hoekom? Want ons praat rondom die probleem. Jy kan alleenlik genesing vind. En weet jy wat is die worst part van alles? Die ergste gedeelte van dit is dat jy het geleer hoe om het te praat by mense en jy weet nie eens hoe om eerlik te wees voor in teenwoordigheid van God nie. So jy bras oor die ding wat die geneesheer Jesus Christus vir jou klaar die prys betaal het. Maar omdat jy geleer het om het te cover up, weet jy nie hoe om het met God eerlik te wees wanneer jy in gebed is nie. Dis hoekom ons lê elke Sondag uit. Ons is elke Sondag voor lees by gebed, almal moet vir ons bid, maar ek kom net nie by nie, ek kom net nie dat ek reg kom nie, en is omdat ek nie eerlik is met God, nie eerlik met myself is nie, en hy ding openbaar kan bely nie. Weet julle hoeveel mense in die kerk van die Here Jesus, ek praat nie van 'n kerk, ek praat nie van All Nations House of Glory Ministry, of ek praat van iemand by die volle evangelie kerk, of iemand by die, ek praat nie van dit nie, ek praat van die kerk van die Here, ek praat van ons almal saam. Ek praat van, weet julle hoe baie van ons lewe 'n valse lewe. Weet jy baie van ons lewe 'n lewe wat nie eintlik die waarheid is nie. Ons sê een ding, maar ons doen 'n ander ding. Ons portray iets, maar ons doen iets anders. En die probleem wat ons het is dat ons dink dat almal kan nie sien nie. Ons almal kan nie sien nie, maar daar is mense wat kan sien. En die Here wil ware bevryding bring by 'n ware getuienis, by 'n ware belydenis, want die Bybel sê 'n ware getuienis red lewens. So die Here kan nie vir jou bevryding in volheid inbring, maar jy gee stukkies en brokkies en stukkies en brokkies en stukkies. Dit gaan nie van jou nou toe kom nie. Die net is alleenlik oopgemaak en die voël is uit, my siel het escape, omdat dat ware bevryding gekom. Ek kan nie ware bevryding beleef as ek rondom die punt praat nie. En kom ek sê vir julle vandag, die kerk van die Here Jesus is nie die bruid nie. Die kerk is nie die bruid nie. Die bruid word uit die kerk uit gekies. Dit beteken nie almal wat in die kerk is, gaan dit maak nie. Dit is nou sokkie nie so baie mense, maar dit is die waarheid. Dit is die waarheid. Nie almal wat in die kerk sit is in elk geval dien die Here nie. Party kom vir eie persoonlike goeders. Party kom om iemand anders te attack. Party kom letterlik op 'n assignment van die vyand. So nie almal wat in Jerusalem is van Jerusalem nie. So ons moet verstaan mense, dat as jy besigheid bedoel met die Here, moet jy 'n ware belydenis doen. Jy moet 'n ware belydenis voor God doen. Ware bekering beteken daar moet 'n ware belydenis kom. En kom ek sê vir jou, waar die ware belydenis inskop. Die ware belydenis skop in wanneer ware bevryding gebeur het. Wanneer ek kan vrylik praat waarvanaf ek kom. Party van ons kan nie eens 'n getuienis gee nie, want niemand moet weet waarvanaf ek kom nie, niemand kan, want die mense gaan my judge, niemand die mense jou judge, hulle wil judge. Ek en jy is nie by judgment nie, ek en jy is by ware bevryding, because as ek by ware bevryding kom, dan kan my ware getuienis iemand red, maar die rede hoekom dat my getuienis iemand kan red nie, is omdat dit nie waardig is nie waar nie, ek lewe 'n pretentious lewe, en ek kan nie, by getuienis kan nie uitkom nie, because why? Niemand moet weet wat ek gedoen nie, maar my dierbare, hoe gaan die man wat in die tronk is, wat 'n moordenaar is, hoe gaan hy vrykom? Ek praat nie uit die tronk, ek praat in sy siel moet bevry word. Hoe gaan iemand van gangsterisme bevry word as dit sy bloedlynvloek is, en jy het ook daai bloedlynvloek gehad, maar die Here het jou wonderbaarlik deurgebring. Hoe kan die persoon bevryding erlewe of beleef as jy jou getuienis weerhou? En dis hoekom baie van die kerk van die Here is in 'n toestand in vandag, because why ek en jy lewe met 'n mombakkie. Ek en jy sit in die kerk, maar ons sit 'n mombakkie op. My dierbare, die prentjie is baie groter as jou en my. Mense moet tot bekering kom, mense moet vrykom, mense moet die Here aanneem. En weet jy wat, hoe baie mense wag vir jou getuienis, jou ware getuienis, nie die een wat jy aframmel nie die een wat jy hier kort, ons praat van die ware getuienis. Ons praat van die ene agter. Ons praat van die een wat jy nie wil hê mense moet hoor nie. Ek praat van die getuienis. Dis die getuienis wat mense bevry. Nie hierdie een van, ek het vanoggend gebid vir brood en toe gee die Here vir brood. Die Here het vir ons almal brood gegee, my mens. Want hy is die voorsiener, hy is die brood van die lewe. Hy kyk na ons. Hy gee self vir die wat
dronk is, sal die Here voorsien. Want hy's no respecter of person. Brood gee is nie net vir die wat die Here dien nie. Die Here gee vir die wat in die tronk lê, wat langs die pad lê. Die Here kyk na ons almal. Die skoortjie sê, God sorg vir die mossies, God sorg vir die diere, God sal sorg vir jou, God sorg vir ons. Ek praat nie van die getuienis nie. Ek praat van die een wat jy wil in die geheim hou, maar jy wil 'n wonderbaarlike getuienis hê, of jy wil hê die Here moet jou gebruik, of jy wil iets sien. Jy wil hê die Here moet vir jou 'n deurbraak gee of nou, maar jy kan nie eens vir ons sê dat dit met jou gebeur nie. 'n Paar weke terug, toe ons 'n bid hier, ons het 'n voetewasbid hier gehad, op die radio het ek dit gedoen, en die paas van die huis en die enkelouers het hulle kinders en hulle families, man en vrou, mekaar gebedien, deur hulle voete te was en te bid oor ons kinders se lewens, en in hy bid hier, en toe sê die Heilige Gees vir my, hier's mense wat geabuse was, my mens, kom ek sê vir jou toe, soos 'n veldbrand, 1, 2 mense was geryp, wie is hulle? Toe kom nie net vroumense uit met dierbare, toe kom maar mans uit. En die Here doen 'n werk, maar die Here kon, party van die, ek het nie die mense se name genoem nie, ek het net die boodskappe gelees, want jy wil nie die ding prematurely vooruit daartoe nie. Die mense moet hulle, ek kan nie jou getuienis gee met dierbare, maar wat ek wel gedoen het was, ek moes van die getuienisse lees, sodat die mens kan sien, dit is 'n nou verlossing, dit is 'n nou antwoord, die Here het nou gepraat, en hier is die evidence. So ek en jy moet besef, wanneer die Here vir ons roep, om iets te doen, moet ons dit nou doen. Jy kan nie wag tot wanneer jy bykom nie. Wanneer jy bykom is dit 3 jaar daarna. En as hy moment, wanneer ander mense se lewens moes aangeraak is, die moment is verby, want ek en jy was selfsugtig, want niemand moet weet nie. My mens, laat die Here jou lei, dat wanneer die getuienis moet uitkom, laat hy uitkom, sodat die wil van die Here geskied. Mag die Here jou seën. Ons is terug volgende week, ek dink amper ons hardop in die nuwe maand in, maar dat die seën van die Here ons ryk maak. Die seën van die Here maak ryk, en geen moeitevolle arbeid voeg daarby nie. Kom ons dien die Here met blydskap, en kom ons dien die Here in gees, my mens, en in waarheid, nie in 'n opinie van jouself nie, in gees en in waarheid. Die Here seën jou.